Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n week gedra het. Ons is die Here dankbaar dat ons hierdie Vrydag tegemoet kan gaan in sy naam. En die gebed van my hart is dat die Here vir u baie ryklik sal seën ook hierdie laaste dag van die week en dat dit vir u 'n mooi naweek sal wees, dat u lekker sal uitrus en dan ook weer sal voorberei vir die nuwe week. Sou die Here ons spaar en die nuwe week tot ons lewens toevoeg. Nou vriende, vanmôre gaan ek met u praat oor die baie bekende Onse Vader gebed, maar in besonder die laaste gedeelte van hierdie Onse Vader gebed. Kom ek lees gou vir u die gebed, dan kom ons by die gedeelte uit. Die Bybel sê, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Nou vriende, ek dink dis 'n deel van ons gebed wat ons die minste aan aandag gee. Ons is baie keer getrou in die aanbidding van die Here. Here, ons heilig u naam, ons loof en ons prys u. Ek glo die meeste van ons spandeer te veel tyd aan hierdie daaglikse behoeftes, aan ons kos en ons klere en ons bekommernis oor sis en so. En dan is daar nog hierdie worsteling wat ons in ons siele het met mense wat ons moet vergewe, wat teen ons gesondig het en ons sukkel daarmee. Maar hoor ek sê die Bybel, en die Here sluit hierdie gebed af met hierdie gedagte: en lei ons nie in die versoeking nie. So elke dag, vriende, moet u en ek opstaan en sê: Here, help my vandag dat ek nie naby sonde sal kom nie, dat ek nie die pad van sonde sal bewandel nie, dat ek nie dinge sal doen in my lewe sal toelaat, na goed sal kyk wat my in versoeking sal bring nie. As ons bid, lei my nie in die versoeking nie, vra ons eintlik: Here, hou my weg, gee my genade om van ver af alreeds die sonde raak te sien en die sypad te neem, 'n ompad te neem, dat ek my nie self sal begewe in die sondige praktyke van hierdie wêreld nie. As ons sê, lei my nie in die versoeking nie, vra ons: Here, gee my 'n paraatheid, gee my 'n hart soos 'n soldaat, wat sal luister en sal sien en sal hoor en paraat sal wees wanneer die sonde na my kant toe kom, of wanneer ek nader aan die sonde sal beweeg. Here, help my dat ek versigtig sal wees, en dat ek die woord sal ken, sodat ek sal sien, hierdie ding wat nou oor my pad kom, of hierdie ding waartoe ek nou beweeg, gaan vir my 'n bitter hartseer einde inhou. Here, help my om dit te vermy. En dan sê die ander gedeelte: maar verlos ons van die bose. In die oorspronklike taal sê dit eintlik: maar verlos ons van die bose een, verwysende na die ou duiwel, die Satan, die misleier, die verleier, die versoeker, die een wat in sy wese verdorwe is. En die Bybel vir ons sê dat hy die een is wat gekom het om te steel en te slag en te verwoes. 'n mensemoordenaar, sê die Bybel. So wanneer ons bid en ons vra: Here, lei ons nie in die versoeking nie, lê die verantwoordelikheid by ons, dat ons nie onsself sal begewe in sonde nie. Maar dan bid ons ook: Here, help dat die duiwel my nie sal mislei en verlei, en my rad voor die oor sal draai, en sonde vir my so mooi sal afskilder, dat ek my in hierdie sonde sal begewe, en die hartseer gevolge daarvan sal beleef nie. Ag, die mooiste illustrasie wat ek gehoor het oor dit is, vriende, dat die ou vyand dikwels vir ons sonde kom aflewer in hierdie pragtige geskenkboks. Ag, dis mooi toegedraai en hierdie pragtige rooi stryk daarop, en ek wonder by myself, wat is in hierdie geskenkboks, en ek dink by myself, wat kan daarin wees? En ek maak dit oop en daar spring 'n adder uit, en hy byt my, en die gif van daardie adder gaan deur my sisteem en dit vergiftig my. En dis presies waarom ons moet bid: lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose een. Want sonde kom baie keer, vriende, in hierdie vorm van hierdie mooi geskenk. Dit kom in hierdie vorm van: ag, dit gaan jou nie skade doen nie, dis eintlik goed vir jou, probeer dit net hierdie een keer, ag, dis mos nie verkeerd nie, ag, almal doen dit, baie Christene doen dit, baie Christene praat dit goed, en ag vriende, ek gaan in hierdie gedagtepatroon, en jou vyand is daar om my te oortuig, en nou is dit versigtig tyd om versigtig te wees. Martin Luther het gesê, ons kan nie help dat die voëls oor ons koppe vlieg nie, maar ons kan help dat hulle ons hare nes maak. So kan ons nie help as versoekings na ons kant toe kom nie, maar ons het die verantwoordelikheid om elke môre te bid: Here, help my, lei my nie in die versoeking nie. Help my dat ek nie die pad van versoeking stap nie. Help my om dinge nie te rasionaliseer in my gedagtes en sonde dan te doen nie. Maar ook, Here, bewaar my van die bose een. Die Here sê vir ons so baie duidelik: die ou vyand wil ons vernietig. Ek lees gou vir u 'n vers of twee. Die
Efesiërs 6 sê vir ons eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Jy sien, ons moet die volle wapenrusting aantrek, sodat ons staande kan bly teen die liste, die begeertes van die bose een. En dan wat ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Jy sien, vriende, die ou vyand is daar om ons te treiter. En daarom het ons nodig om te bid, Here, lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose een. Die Here het alreeds die Satan aan die kruis oorwin, hy het sy kop vermorsel. Vriende, die mag van sonde is gebreek in God se kinders se harte. Daarom sê die Bybel vir ons, die sonde sal in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede sal voldoen nie. Daarom vermy sonde. Wees versigtig waarna jy kyk, wees versigtig na waarna jy luister, waaroor jy praat, wees versigtig plekke waartoe jy gaan. Daarom is die gebed van my hart vanmôre, dat u en ek sal ter harte neem wat hierdie Lukas 11 vers 4 van ons sê. Here, lei my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid van nou af tot in alle ewigheid. Daarom wees standvastig, altyd onbeweeglik, oorvloedig in die werk van die Here. Want vriende, ons kan vasstaan in die vryheid waarmee hy ons vrygemaak het, sodat ons nie weer onder die juk van diensbaarheid kom nie. Baie groete vir u, baie seën, mooi naweek, wees versigtig, lewe heilig, want spoedig sal ons voor die Here staan, om dan ook die kroon by hom te ontvang, en uit sy mond te hoor, mooi so, goeie en getroue dienstig. Baie groete, baie seën, en 'n mooi naweek vir u.